Right, ja, hier is ek. Module 1 wat gaan oor redding is hierdie spesifieke sessie se naam. Nou die skriflesing, en ek gaan dit vir u moet los dat u self te doen. Ek gaan hierdie toepaslike skrifgedeelte kies waarop ek punte gaan baseer. Gaan ek vir u uitlig en lees, maar u moet self asseblief gaan kyk na Genesis 2 en 3 en dan in Johannes 3. Ok, die eerste puntjie hier is dat God het aan die eerste mense bevel gegee, en dit staan geskryf in Genesis 2 vers 16 en 17, en die skrif gaan as volg, en ek lees uit die Afrikaanse ou vertaling 53 en nie die nuwe vertaling nie. Sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee, luister mooi, dis 'n bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. En ek reken, die rede hoekom hy dit gesê het, want hulle sal nie die vrug van die boom verstaan en kan assimileer nie. Want hulle is nog nie toegerus om misleiding te kan hanteer nie, want die dag as jy daarvan eet, sê jy sekerlik sterwe, sê die skrif. Die mens verontagsaam God se bevel. Nou, dis die begin van sondeongeregtigheid. Om te verontagsaam beteken om 'n besluit te neem om nie gehoorsaam te wees aan die bevel wat aan jou uitgereik is nie. Wat gebeur hier? Genesis 3 vers 6 sê dit, toe sien die vrou, aan die woorde sy staan nou luister sy na stories wat teenstrydig is met haar opdrag. Dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom met 'n mens kyk nou wat word nou ingevoer hier. Begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Hier is 'n regverdiging verskuil in hierdie ding wat deur die begeerte geaktiveer word. En dit is om verstand te kry. En om verstand te kry in hierdie opsig is om te probeer om net soos God te wees. Want dis die woorde waarmee die vyand vir Eva verlei het. Okay. Nou hierdie ongehoorsaamheid of verontagsaming van God se bevel, en dis opgeteken in Genesis 3 vers 16 tot 24. As jy dit lees en jy sien, hier eintlik gebeur hier baie meer in hierdie gedeelte as net dat daar 'n ongehoorsaamheid is. In die eerste plek, die identiteit wat God aan die mens gegee het, toe die mens geskep is oorspronklik, hy word verwar. En die helderheid van insig gaan verlore. God het geweet dat die kennis die mens gaan blootstel aan misleiding, verwarring en ontkenning van die waarheid. En dit was waarskynlik sy oorweging om hulle weg te hou van die vrugte van die boom van kennis en goed en kwaad. Ek dink die vrugte was miskien gou appeltjies. Nou ja. Tweede ding is, daar skyn 'n erfenis, met ander woorde, of 'n genetiese ingeborenheid van beïnvloedbaarheid verskuil te wees in die vrug van die boom. En hierdie beïnvloedbaarheid veroorsaak dat dit vervang die salwing wat ek definieer hierso as God se vermoë en God se toerusting wat tot beskikking van die individu gestel word om sy doel tot perfeksie te verrig en uit te leef. Dit vervang daai salwing, daai Godgegewe vermoëns, en het onderwerp die bewustheid van die primêre rol van die persoon of die mens as heerser en verwar dit nou met selfgerigtheid, verwerping en ydelheid. Hulle begin hulle self onmiddellik beskou. Kyk na hulle self. Die fokus word weggeneem, dis nie meer op God gerig nie, dit word nou op self gerig. Hulle raak selfgefokus, selfbewus, want hulle sien hulle naaktheid en omdat hulle weet hulle is ongehoorsaam, kruip hulle weg vir God.
Aan die woorde, die oop en eerlike verhouding met God gaan verlore. Daai oop en eerlike verhouding is wat gesterf het. En nou sien hulle nie meer perfeksie soos God hulle geskep het nie, maar hulle fokus eerder op hulle tekortkominge. En wat is hulle tekortkominge op die stadium? Hulle naaktheid, hulle moet wegkruip, want hulle was ongehoorsaam. Die dood as 'n begrip beteken dan in die kern daarvan om geskei en afgesny te wees van die lewe of soos ek genoem het, God se lewegewende skepingskaraktereienskap wat deponeer is in die mens. Sterwing en veroudering, die versluiting van die liggaam en sinne word gebore en die mens beklei daarteen sonder die Skepper se vermoë om te oorwin. Beklei daarteen sonder God se onderrigting, sonder God se insig en sonder sy leiding. Die slang steel in hierdie ongehoorsaamheid, steel hy die autoriteit wat God aan die mens gegee het om oor die aarde en die skepping te heers. Die mens het nie sy autoriteit as heerser oor die aardse lewe aktiveer en die heerskappy wat God aan hulle gegee het, gebruik om Satan te weerstaan en te weerlê nie. Satan slaag met hierdie ongehoorsaamheid daarin om Adam en Eva te laat twyfel in God en God se geregtigheid. In Genesis 3:16 aan die vrou sê God, en dit is nou die gevolg van die misstap, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. En die meisiekinders weet hoe kwaai is dit of erg is dit om elke dag huiswerk te doen en die ou familie kos te gee en wasgoed te was en skottelgoed te was ensovoorts. Dit is 'n moeilike proses, is baie moeite. En die swangerskap sê, met smart sal jy kinders baar. Sê, na jou man sê jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Genesis 3:17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, weer eens in weerwil van wat ek vir jou gesê het, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Luister mooi, hierdie is geweldig. God sê, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Vers 18 sê ook, sal dit vir jou dorings en distels voortbring. Nou wonder ek of wat dorings en distels was, voordat hierdie ongehoorsaamheid ingekruip het en die mense vir Satan geluister het. En nou sê God vir hom, jy sal die plante van die veld eet. Terwyl sy oorspronklike voedsel was deur God aan hom gegee van alle bome wat vrug dra en vrugte waarvan die saad binne in die vrug is. En nou word die plante van die veld toegevoeg daartoe. Maar hierdie plante van die veld was aanvanklik, het God dit gegee aan die diere. In die sweet van jou aangesig in vers 19 sê dit, sê jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En daai stof is nie net stof soos in stof wat jy kry op 'n strand of in 'n woestyn of op jou lesenaar nie, maar los dit daar. Genesis 3:20, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke gemaak van vel, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. Maar goed te ken en kwaad te ken sonder die vermoë om te onderskei tussen die negatiewe en positiewe invloed wat hierdie twee begrippe op ons het, is juis wat ons verswak. As hy nou maar nie sy hand uitsteek ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe tot die ewigheid nie. Sien in hierdie skrif Genesis 3:22 dat God sê vir die ouens,
Hoor jy eintlik wou ek gehad het, julle moet vir ewig lewe. Die vrugte en die kosse goed wat ek voorberei het, was vir julle vir die ewigheid. Maar nou raak dit 'n tydelike ding. So, daar is 'n proses nou, waardeur jy nie meer vir ewig gaan lewe nie. En toe, Genesis 3:23, toe stuur God hom weg uit die tuin van Eden, en om die grond te bewerk waar hy te geneem is. Nou, ek hou van Dr. Miles Monroe het gesê, God sent him to go and manage the ground that he was taken or made from. So die mens, God dan die mens weggedrywe, Gerubs in die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou kyk mooi. Ons, die natuurlike mens, het nie toegang tot die boom van die lewe nie. Wat beteken dat jy nie ewig kan lewe nie. Want om dit te doen, moet jy van die vrugte van die boom van die ewige lewe kan eet. Nou sê Paulus in sy intelligensie en insig in Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Jy sien nie waar kom die dood in? Die dood hierso het ons nou gedefinieer dat dit eintlik 'n afsnyding is van die lewe en God se instaatstellende vermoë om jou in perfeksie te kan leef. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe skerp in Jesus Christus, ons Here. Dis nêrens anders nie. Dis die enigste plek waar die genadegawe van God beskikbaar is. Nou, ons sê altyd, wie het gesondig? En ons vra vreeslike vrae omtrent dit en ons het vertwyfelinge omtrent die goed. Paulus weer eens in sy lering aan die Romeine wat nogal 'n wettiese volk was, wat die goed kon verstaan. Hy sê almal. Nou, dit beteken in die eerste plek, ek moet myself definieer of herdefinieer, of jy het jouself herdefinieer voordat jy tot redding gekom het, as een van die almal. Want hy sê almal het gesondig. En omdat hulle gesondig het, ontbreek dit hulle aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, God se vermoë, God se instaatstellende krag en al hierdie dinge. En net om hierdie stukkie, ek gaan jou wys waar kom Paulus in hierdie insig. Het staan in Jesaja 53 vers 6. Paulus haal dit ook aan in Romeine 3 vers 10 tot 12. Dit sê ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom, Jesus, laat neerkom. Soos geskrywe is, daar's niemand regverdig nie. Selfs nie een nie. Daar's niemand wat verstandig is nie. Daar's niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar's niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Wie het gesondig? Almal. Tel jouself as 'n almal. Dan sal jy weet jy die regte ding gedoen het om Jesus Christus aan te neem as jou redder. Ok. Ons kyk nou, volgende punt wat ek wil maak is dat sonde het deur een man gekom. Maar verlossing van sonde het ook deur een man gekom, en die man is Jesus Christus. Sonde het deur die een man Adam gekom. Verlossing van sonde het deur een man Jesus Christus gekom. Okay. Dat beteken dat Jesus Christus het 'n hele nuwe bestel en 'n hele nuwe persoon en nageslag kom instel, soos Adam dit gedoen het met die mens. Alright. Romeine 6 vers 5 sê, en dan wonder ek of hierdie, dat ek net kyk gou-gou, ek dink hier is nou so 'n bietjie van 'n skrifverwysing.
Kyk, ek het die skrif hier reggestel om te sê, het sonde deur een mens gekom, verlossing deur een mens. Romeine 5 vers 6 sê Paulus, hy sê toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Goddeloos, soos in afvalliges, ouens wat leie kop volg, mense wat nie onderworpe is aan God nie, wat nie God ken in hulle wandel en daai ding nie. Want Paulus sê, nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. En vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondes was. Ons was nie die oulike ouetjies nie, ons was nie die wedergeborenes nie, ons het gedink ons is oulik en al hierdie tipe ding, maar terwyl ons daar was, bewys God sy liefde vir ons en hy sê, Jesus Christus sterf vir jou terwyl jy nog in hierdie posisie en toestand is. Veel meer dan sal ons, sê Paulus, nou dat ons geregverdig is in die bloed van Jesus, in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. En hierso is nou die ding, red. Waarvan word jy gered? Toorn. En ons kan 'n bietjie stilstaan by hierdie toorn op 'n stadium. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Wow, dis so 'n geweldige mondvol hierdie, want in Romeine 6 vers 5 staan daar byvoorbeeld nou geskryf, want as ons met hom saamgegroei het deur gelykvormigheid van sy dood, dis nou Jesus Christus, dan sal ons dieselfde pad as hy volg, na sy opstanding, deur deel te word van sy opstandingskrag en sy opstandingslewe. Ons weet, in Romeine 6 sê Paulus, sê, ons weet dat die ou mens saam gekruisig is. Ons weet dat die liggaam van die sonde tot niet gemaak moet word, en ons sou nie meer die sonde sou dien nie. Want as jy, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons naam, en hierdie hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde, dis Jesus. En as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom nie, die dood het die vermoë verloor om te lieg, te steel en te vermoor, die dood is Satan. Romeine 16, want die dood wat hy gesterf het, dat hy vir die sonde, luister baie mooi, eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. Jy sien, hierso is 'n baie spesifieke, helder afsnypunt hierso, dat Jesus Christus het vir die sonde eens of altyd gesterf. Hy hoef nie elke jaar of elke Sondag of elke nou en dan weer en weer te sterf met 'n ding wanneer ons 'n misstap begaan nie. Hy het vir eens en vir altyd het hy gesterf. Maar die lewe wat hy leef hy vir goed. Met ander woorde, sy motivering het verander vanaf 'n sonde en ongeregtigheid fokus tot een van herstel van gemeenskap met God. In die skeiding, die skeidslyn of die scheidingspunt was die dood. Romeine 6, al so moet julle ook reken, nou, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Jesus Christus ons Here. Reken beteken ek vat 1 + 1 is 2. Dis 'n definitiewe antwoord wat ek kan uitwerk. So om te reken dat ek wel dood is vir die sonde, moet ek weet dat Jesus Christus slaaf vir my sonde gesterf het. Dit beteken, dis nie iets wat ek moet doen meer nie, dis klaar gedoen. Jesus sê dit ek moet reken dat Jesus dit klaar gedoen het. En ek moet reken dat ek nou lewend geword het vir God en Christus Jesus ons Here.
En dan sê Paulus die ding, hy sê, laat die sonde, of die ongeregtigheid, die ongehoorsaamheid, al hierdie ander dinge, dan in julle sterflike liggame nie eers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam wees nie. Hierdie begeerlikheid verwys weer eens terug na die menslike kenmerk wat Satan gebruik het om Eva en Adam te verloor in die tuin van Eden. Nou wat dan? Romeine 6 vers 15, wat dan? Sal ons sonde doen, ons is nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade? Hy sê nee, stellig nie, want julle weet, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is. Nee, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Romeine 6:17 sê, maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgeleef is. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaarheid geword aan die geregtigheid. Die betaling vir die bloed van ons sonde was Jesus Christus. En hierso, Jesus bemagtig ons om met God versoen te word deur deel te neem aan die uitstorting van nuwe lewe oor die mens, deur te eien te besef dat Christus se dood en opstanding ons ingesluit het. In ander woorde, soos wat jy jouself moet vereenselwig en een maak van die almal wat gesondig het, moet jy jouself deel maak daarvan, dat toe Jesus vir die sonde gesterf het, eenmaal, moet jy aanvaar en hom vra om jou in te sluit aan daai sterwe vir sonde wat hy op die kruis bereik het. Ons word deel van die nuwe lewe deur te eien en te besef dat Christus se dood en opstanding ons ingesluit het. Ons was reeds ingesluit toe hy opgestaan het. En dan sê ek, jy moet wedergebore word om die reg, wat die magtiging is, om as seun van God te word, te kan ontvang. Hier is die primêre, onomseilbare eerste stap en die sleutel tot die ewigheid by God. Petrus 1:23 sê, want julle is wedergebore, nie uit onverganklike saad, menslike saad wat uiteindelik verweer en terugkeer tot stof, nie, maar is uit onverganklike saad. Maria is bevrug deur God, die Heilige Gees. Dus is die saad, of die vrug wat voortkom uit die saad uit, Jesus was onverganklik, want God wat onverganklik is, het Maria bevrug, deur die lewende woord van God, Jesus wat tot in ewigheid bly. Ons dan nodig om te besef, dat die reddingsstap begin 'n proses. Om redding te bring is nie 'n uiteindelike doel, of die uiteindelike doel van alles, en dis die eerste stap in 'n proses. En hierdie proses skenk ons die genade van God, wat ons in staat stel, en ons die krag gee, om ons vergifnis vir ons werklikheid te maak, om wedergebore te word as 'n heel nuwe spesie. Om dit te aktiveer, moet ons God vra om die beskutting van Jesus bloed oor ons te sprei, en ons in te sluit in die verlossing in Jesus bloed. Want Levitikus 17:11 sê byvoorbeeld, die siel van die vlees is in die bloed. En die bloed bewerk versoening deur die siel, of van die siel. Sonder bloedvergieting vandag geen vergifnis plaas nie. Romeine 5:8 sê dan, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was.
Veel meer sal ons dan nou dat ons geregverdig is deur sy bloed, of in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Nou, hoe word my sonde vergewe? Ek wil net hierdie stukkie aanhaal gegee. Hier is 'n so interessantheid. Sin is a fatal flaw that leads to your downfall. Okay. Sin of oortreding is 'n dodelike tekortkoming wat lei tot die dood. Okay, hoe word my sonde vergewe? Nommer 1, Lukas 13 vers 3 tot 5 sê Jesus, ek sê vir julle, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Lukas 13:4, of daardie 18 op die toring van Siloam geval het en hulle gedood het. Dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat Jerusalem woon? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Tweede ding wat jy moet doen, is bely. Stem saam met God oor jou vervalle toestand en sê dit vir hom. 1 Johannes 1:19, 1:9, hy sê as ons sondes bely teenoor God, nie aan 'n priester of 'n ander ou nie. God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te rein. Derde stapie is, neem Jesus aan. Johannes 1:12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Sien jy die proses? Aan hulle wat in die naam van Jesus glo, word daar mag gegee om die proses aan te gaan waardeur hulle kinders van God kan word. Want hulle is nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Ek het net gepraat van die onverganklike saad waaruit Jesus gebore is. Okay. Volgende stap is glo. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin, sê Jesus in Handelinge 16 vers 31. Nou, vir die volgende is baie belangrik om te gaan en ek vat 'n versie, Johannes 1 vers 12 byvoorbeeld, en uit sy volheid, en ek praat van Jesus, het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Vat hierdie versie, raak dit jou koppeling, die sleutel vir jou, aan hierdie sessie of hierdie module redding. Volgende keer sal ons kyk na Jesus Christus, ons redder, en in voorbereiding daarvoor vra ek dat julle asseblief Jesaja 53 sal lees en Johannes 6, want dan sal ons dit aan die hand daarvan bestudeer. Groot vrede vir julle, ek vra Here in Jesus se naam dat U hierdie skrifte sal openmaak en dat U dit sal vasmaak in die harte van hulle wat dit luister en dit hoor, en dat U enige onduidelikheid van die vyand en verskuiling van sy ongeregtigheid en misleiding sal wegneem, Here, en in hulle harte die waarheid en die eerlikheid en die openheid met U openbaar in Jesus se naam. Amen.